Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê, groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots, en baie diep haal hy my uit. Wauw, hierdie groot man met die groot stem. Jammer, die dowes kan dit nie hoor. Hy kan sing, maar ek wil hê hy moet vandag met ons praat. Wat is jou tema? Om 'n wapendraer te wees. Nou ons weet, Dawid was 'n wapendraer vir koning Saul, maar daar was ander wapendraers ook in die Bybel waarvan ons kan lees. En ek dink sommer nou so aan 1 Samuel 14 vers 7, waar Jonathan, Sê gou weer die versie, dit 1 gemis. Samuel 14 vers 7, het Jonathan, wat 'n baie goeie vriend van Dawid was, sy wapendraer vir hom gesê, en ek lees vir ons die vers, en toe sê sy wapendraer vir hom, doen alles wat in u hart is, maak soos u wil, hier is ek by u, volgens die wens van u hart. Het jy al dieselfde woorde in opregtheid aan iemand anders versê? Of het iemand dit al vir jou gesê? Dit is daai tipe loyaliteit wat ons nodig het wanneer ons in die bediening staan. En ons het dit brood nodig, want ons kan dit nie alles alleen doen nie. Almal van ons het amper soos 'n wapendraer nodig, wat aan jou sy kan staan, deur die geveg. Wanneer ons kyk, dan as ons daai stuk gaan lees in 1 Samuel 14, dan sien ons dat hierdie twee manne meer as 20 mense verslaan het. Hoekom? Omdat hulle op die Here vertrou het. Hulle het nie op hulle self vertrou nie, maar gesê, as die Here se wil is, dan sal dit gebeur. Hierdie gedeelte is ook vir ons 'n uitbeelding van ware vriendskap, ware vertroue, moed, dapperheid en daai geloof in God, in sy krag, nie ons krag nie, want uit onsself uit kan ons nie veel doen nie. Ons mag dalk dink hierdie twee manne was daarom vreeslik roekeloos. Hoe kan hulle dan nou sommer so iets wil gaan doen? En dit sal nie verkeerd wees om dit te dink nie, maar wat vir ons uitstaan is Jonathan se sekerheid en sy vertroue op die Here. Dat hy weet, die Here staan by my. Ons het ook iemand nodig om by ons te staan. En dalk weet ons van iemand wat ook iemand nodig het, wat by hom of haar kan staan. Ons het dalk nodig om iemand op te tel en te bemoedig en te sê, kom my boeta, ek sal jou help. Ek sal hierdie pad saam met jou stap. Ons moet saam, vol dapperheid, voor ons vyand kan bly staan. In vaste vertroue op ons koning
Jesus Christus. En dit is om 'n wapendraer te wees. Dit gaan nie oor onsself nie, maar dit gaan oor die evangelie, dit gaan oor die koninkryk van God. Ons moet eerder begin saam staan, verenig in Christus, na mate ons die tye sien uitspeel voor ons. En die tyd loop uit. Daar is nie meer tyd vir kerkspeel nie. En nee, ek is nie hier besig om sonde goed te praat en sê, kom ons staan almal saam, maar laat mense maar doen wat hulle wil nie. Nee, dis nie wat die Here vir ons leer nie. In die Bybel is sonde. Maar ons as gemeentes, ons wat in die bediening staan, moet begin saamwerk. Ons moet hierdie nuttelose toutrekkery, want dit lyk deesdae, ek trek die kant en jy trek daai kant en daar gebeur niks nie. Dit moet nou stop. Die nominasies is iets van die verlede. Al hierdie simpel doktrines en hulle stupid oorgedraagde gebruike en tradisies moet einde kry. Kom weer by die Jesus van die Bybel uit. Nie die Jesus wat jy geskep het, wat vir jou goed laat voel nie. Die tyd het aangebreek, dat ons weer die kerk word, soos in Handelinge. 'n Kerk gebaseer op Jesus Christus, en wat hy wil hê, nie wat ons wil hê nie. Ons moet mekaar begin bemoedig en beskerm teen 'n groot en harde vyand genaamd verdeeldheid. Dit is ons grootste vyand, nie Satan nie. Nie met sy bose magte nie. Verdeeldheid onder die Christene. En ek vra baie mooi vandag, gaan bid die Heilige Gees, laat hy jou kan begin lei en vir jou te wys, wie se wapendraer moet jy wees. En dan gaan jy na die persoon toe en jy gaan help hom of jy gaan help haar om die pad te stap. Want dit is nie maklik in die bediening nie. Dis 'n harde pad. Is soms 'n eensame pad. En daarom het ons elkeen ook 'n wapendraer nodig. Die Here gee vir ons 'n wapenrusting. En een deel van daai wapenrusting is 'n swaard. Jou Bybel. En as jy nie jou Bybel ken nie, kan jy nie in die geveg instap nie. So mense, asseblief, volg die voorbeeld van Jesus. Nederigheid. Dis wat ons nodig het. Om nie net na onsself te kyk nie, maar na Jesus te kyk. Hy is vir ons die voorbeeld. Hy het vir ons kom wys, hoe moet ons hierdie ding doen? Laat ons dit doen, soos wat hy dit gedoen het. Nie soos wat ons dit wil doen nie. Laat ons eerder hierdie strydbuil van trots en eie geregtigheid begrawe en mekaar weer omarm as een liggaam in Christus, soos wat hy dit wil hê. Amen. Vader, dankie dat U ons hierdie boodskap gegee het. Here, dankie dat ons U kan bid, Here, en vra, wys vir ons wie se wapendraer ons kan wees. Maar Here, bo alles, laat ons getroue wapendraers wees vir U. Laat ons U belange eerste stel, Here, en nie ons sin nie. Here, dankie dat U ons U Heilige Gees gegee het, wat ons lei en ons leer, en ons die woorde in die mond lê. Seën ons, Here, en ons bid dit in Jesus naam.
Amen. Sien jou volgende week. Totsiens.